tot 16. Matteus 5 vers 13 tot 16. As jy nie weet nie, Nuwe Testament. Matteus 5 vers 13 tot 16. Die sout vir die aarde en die lig vir die wêreld. Vers 13 begin en sê, julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Vers 14, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. My fascinerende gedeelte daai, dat die werk wat julle doen, mag dit die Vader verheerlik. En ons is besig met hierdie gesprek oor cold to cold, baie relevant vanoggend. Nee, dis hierdie gesprek oor, maar wat as ek en jy begin anders dink oor ons werk? Wat as ek en jy begin anders dink oor ons alledaagse lewe? En ek wil volgens vir jou sê, my uitnodiging is, mag jy anders begin dink oor dit wat jy elke liewe dag doen. Baie keer, soos Koot laas kom sê het ons hierdie prentjie van, mag hierdie werke, die goeie werke wat ek en jy doen, mag dit die Vader verheerlik. Dan dink ons is altyd hierdie heilige goed, hierdie spiritual goed. Dit is wat ek en jy doen, jy weet, op Sondag en partykeer doen ons goeie goed deur die week. Dis die goeie werke wat die Vader se naam verheerlik, maar dis nie noodwendig my Maandag tot Vrydag se werk nie. Wat as ek vir jou sê dit is? Wat as dit is? Ek wil jou uitnooi vanoggend om anders te begin dink, dit wat ek en jy alledaagliks doen op 'n Sondag, maar ook daagliks doen op 'n Maandag tot 'n Vrydag. Johannes 17 bid Jesus so mooi, hy sê, soos wat hy nie van die wêreld is nie, is ons ook nie van die wêreld nie, maar ons stuur hulle in die wêreld in. Dit impliseer dat ons 'n ander invalshoek wat ek en jy het in hierdie wêreld. Daar's 'n ander manier hoe ek en jy moet dink, daar's 'n ander manier hoe ek en jy moet doen. En hoe kan ek en jy sê, daar's 'n ander manier van dink en 'n ander manier van doen, maar net in sekere aspekte nie. Vanoggend se boodskap is repent. En baie keer hoor ons hierdie so, repent, jy weet, koninkryk is naby. Die woord repent beteken, dink anders. Daar's 'n ander manier van dink vir my en vir jou om 'n spasie in te kan gaan sodat dit anders kan lyk, selfs al is dit iets wat ek en jy ken. Hoe sal dit lyk as jy begin anders dink oor dit wat jy elke liewe dag doen? Ek wil vir julle 'n model wys. Jammer, my span het hierdie week al klaar, of ons span het al klaar hierdie week daar gesels. Ons gesels oor baie daaroor. Maar dit is goed om dit ook weer te hoor. Ek wil vir julle hierdie konsep verduidelik in twee verskillende modelle. Eerste model is die corporate model of die aardse model, en die ander model is Jesus se model. So mens kry hierdie prentjie as mens aansoek doen vir werk en hoe dit lyk in corporate werk. Net so 'n bietjie konteks as jy nie weet nie, ek kom uit 'n corporate agtergrond. Ek het 7 jaar lank geswat vir iets wat ek nou doen nie. En ek was deel van die HR span gewees en ek het 'n deel van die recruitment en selection span gewees en my verantwoordelikheid was om, jy weet, 'n posbeskrywings op te maak, postitels op te maak, die posisie te gaan adverteer, CV's in te kry. Ek het vir enige gegeewe pos so tussen 150 en 300 CV's gesif, kortlys opgemaak van dit, telefoniese onderhoude gemaak van dit, 'n kortlys opgemaak en dan nooi jy daai mense vir fisiese onderhoude. So ons is deel van hierdie prentjie. En dis interessant, ek het baie onderhoude gedoen en jy weet, jy wat dalk in 'n corporate prentjie sit of in 'n werksprentjie sit, jy weet as jy aansoek doen vir werk, dan kyk jy of jy gaan pas in die rol. Jy doen aansoek vir die rol, want dit is waarvoor jy gestudeer het, dis waarvoor jy gekwalifiseerd is. En die hele prentjie van span is later eintlik irrelevant en of eintlik in die oomblik irrelevant en later sal eers uitkom by die droom. Maar is interessant, sodra mens op 'n plek kom waar jy die onderhoud voer met die persoon wat aansoek gedoen het vir werk, dan kyk jy of hulle hierdie rol kan doen. Jy weet,
jy wil kyk of hulle actually kan doen waarvoor hulle aansoek gedoen het, en jy kan nie regtig sien of hulle gaan inpas by die span nie, want dit is nie noodwendig die hele span wat betrokke is by die onderhoud nie, en so jy kyk maar of jy gevoel kan kry van die persoon of hy gaan inpas of nie, maar dis later se probleem. En dan is dit altyd die interessante prentjie van, later in die onderhoud dan vra hulle, wat weet jy van die maatskappy? En dit is fascinerend, want ek het al aan albei kante gesit, dis hierdie gememoriseerde antwoord oor die waardes van die maatskappy. So, ek wil eintlik vir jou sê, as jy nie weet nie, sê net integriteit is een van die waardes. Hulle 60% van die tyd elke keer gaan dit reg wees. Dit is half een van daai scenario's. Maar, en die snaakse gedeelte is, as jy dan die werk kry, dan stap jy in jou rol in, en jy weet presies wat jou rol is, en partykeer weet jy eintlik glad nie wat jou rol is nie. En dan begin jy agterkom, okay, dit is die span saam wie ek werk, en dan kyk jy of dit gaan werk vir jou, of kyk of dit nie gaan werk nie, as dit nie werk nie, is dit maar moeilik met direkteur of wat ook al dit mag wees. En dan kry jy die probation tyd, die 3 maande om te kyk, is hierdie werk vir jou, en dan kom jy eers agter, jy weet soos, dit is die hart van die maatskappy, dit is die visie, dis die missie, dis die droom van die maatskappy, nou maak dit sin, jy weet, partykeer kry mens daai prentjie, en dan is dit ook soos, na 3 maande, sê soos, nie gedink dit is wat dit is nie. Ironies genoeg, ek het die rol gekry in corporate, en ek het die span gehad wat ek geloof het, maar na 3 maande toe sê die baas my, skus, ek moes dit ook gesê het, ons is eintlik bankrot, so, jy weet, dan kom jy agter, hierdie is nie my droom nie, dis half hoe hierdie prentjie lyk. Maar, sodra ons begin praat oor die prentjie vanuit die Vader, eerder as net die prentjie van werk, dan lyk dit anders. Dit word hierdie prentjie. Jesus se eerste woorde is nie funksioneer in hierdie rol nie. Jesus se eerste woorde is koninkryk. Dis in Lukas wat praat van, jy weet, repent for the kingdom of heaven is near. Party vertalings praat en sê die koninkryk is reeds in jou. Dit is die vertrekpunt van Christendom. Dis die vertrekpunt van my en jou, want ek en jy is aangestel in koninkryk, voor ons aangestel is in enigiets anders. Dis hierdie God se droom, se visie, se hart oor die aarde is dat sy heerlikheid sigbaar sal wees, dat koninkryk gevestig is reeds, maar ook gevestig sal wees in verskillende areas. En ek en jy funksioneer in daai spesifieke areas. Dan vat dit my en jou na die span toe. Die span is sy liggaam. Dis kerk, dit is familie, dit is mense soos ons wat eenders dink, dis mense wat se hart ook is, dat daar gesonde huise sal wees, dat daar gesonde werkplekke sal wees, dat die area waar ons onsself bevind, dat dit sal funksioneer vanuit 'n koninkryk perspektief, dat ons kan sien hoe daar lewe gebeur, hoe daar genesing kan gebeur in spasies, en vanuit dit funksioneer ek en jy in ons spesifieke rol, en dit kan wees dat dit gaan tot by 'n werkplek, en sien hoe gaan dit aan en aan en aan. Jou alledaagse werk is bloot die unieke boublokkie waarmee jy geroep is, sodat jy die droom van die koninkryk kan laat geskied. Ek sê so baie keer vir die span ook, jou bediening is nie die droom nie, jou bediening dra by tot die droom van die koninkryk. Wat as ek vir jou sê, jou werk is nie die droom nie. Partykeer is net soos, my werk is die nagmerrie, hou vas. Dalk het jy die droomwerk, ek wil ook vir jou sê, hou vas. Jou werk is nie alles nie. Jou werk is nie die een ding net wat jy ook doen nie. Dis nie die een ding wat jy ook moet doen nie. Dit is nie die droom nie. Jou werk is die deel wat bydra tot koninkryk. Ek moet anders begin dink. Ons moet anders begin dink. Maar ek wil eintlik om celebrate en sê, hoorie, maar hierdie koninkryk model kan mens vat na werk toe, maar mens kan ook sien dat dit funksioneer in kerk spesifiek. Dit was hierdie koninkryk wat Vader wil kom sien wat gebeur in sy kerk, in die span spesifiek, in Doxodeo Linden spesifiek, in Doxodeo spesifiek, in Kids, in Fusion, en dan is daar mense wat hierdie aktiewe rol speel tot hierdie span, tot hierdie bediening, sodat kan sien dat daar koninkryk kan vestig. Maak dit sin, volg julle my? Nou, ek wil vroeër kom celebrate.
Jy's nie net Dr. Dale Linden, jy is deel van 'n baie groter familie en daar's nou onlangs hierdie ongelooflike celebration wat gebeur het by Dr. Dale Kids in Wilgewel. Dit is of Dr. Dale Wilgewel by Kids. Dis net nie om die draai van ons, maar die celebration en die victory wat daar gebeur, deel ons, want dit is hierdie getuienis, Here, want as jy dit kan doen vir daai spasie, glo ons jy kan dit doen vir ons ook. So ek wil vir julle vinnig wys, Debbie, sy is hulle kids leier, sy hulle hele spasie van kids verander en sy het net gou hierdie celebration video. Hello Dr. Dale family, Devi here, and I want to share some exciting stuff with you. I am standing in the brand new kids space. This was only made possible by called ones giving their time and energy. We want to thank all of you, and we want to invite the rest of you that there is still space for you to serve. Connect with your kids ministry leader and they will point you in the right direction with your next steps. Dit is so kort en simplisties, maar konteks is bietjie belangrik, soos hulle het vir 'n lang seisoen eintlik baie uitdagings gehad in hulle kidsbediening en hulle het eintlik mense ingekry. Dis nie mense op span hier, dit is mense wat op 'n Sondag daar sit en hulle het ingeklim in hierdie spasie en hulle het hierdie hele kidspasie omgedraai en hulle launch dit vanoggend. En ons is eintlik so opgewonde saam met hulle oor iets nuuts wat die Vader wil kom doen in die volgende generasie. Dis die hart en dis die prentjie. En net so by the way, net so vinnig, dis ons hart vir die kiesbediening ook hierso. Sodra ons die dag afbetaal het, dit baie amper is daai die volgende agenda om in te klim in die volgende generasie. Maar dis wat ek wil hê jy moet hoor, dis as gevolg van alledaagse gewone mense wat 'n hart beleef van koninkryk om te sê, maar ek het net 'n rol wat ek speel en ek doen dit want jy vra my nie, maar ek sien waarmee Dr. Dale Kids besig of Wilgewel se kidspasie besig is, want ek glo in die koninkryk wat die Vader wil kom doen in die volgende generasie. Kom ek vat 'n bietjie voorbeeld, bietjie nader aan ons. Ons het laas Sondag afgeskop met Divorce Care. En dit is hierdie vreemde ding om te celebrate, want ons celebrate, daar's soveel navraag en soveel inkoop in dit, maar dit is so erg om te celebrate, want dit beteken, daar's soveel mense wat seer het. En dit is vier normale mense wat hier so in ons spasie is, wat net gesê het, hoorie, ek het 'n hart om te sien dat koninkryk sal geskied in hierdie spasie, dat restaurasie sal gebeur, dat daar healing kan gebeur in die mense se lewens, en dit gebeur in Dr. Dale Linden, en ek staan op as my rol in hierdie spasie. Dit is hoe ons dit moet sien. Hoe lyk dit as ek nie begin anders dink, as om net op te daag, en eintlik te begin implementeer? En die probleem is, baie keer leef ons met hierdie koöperatiewe model, as dit kom by ons lewe en as dit kom by ons werk, want baie keer fokus ons so op die daaglikse prentjie van werk, ons fokus op die admin, fokus op die deadlines, ons fokus op die e-mails, dankie Rosa, ons fokus op al hierdie goed wat klaar gemaak moet word op baie spesifieke dag, dan mis ons totaal en al die prentjie en die rol wat ons speel in dit waarvoor die Here ons geplaas het om te doen. Ek sê gereeld vir ons span ook, as jy net fokus op dit wat jy moet doen deur die dag, as dit die totaliteit is van jou fokus, as jy net fokus op die admin, as jy net fokus op hierdie, dan gaan jy mis wat God wil kom doen in koninkryk in jou spasie. As jy net gaan fokus op dit is wat ek doen, want dis wat ek moet doen, want ek kry salaris vir hierdie en dis wat ek doen, dan gaan jy mis wat God wil kom doen in daai spasie. Want ek en jy gaan so gefokus wees hierso, eerder as om te sê, Here, maar hoe lyk koninkryk deur dit wat ek nie doen? Interessant, navorsing wys dat die meerderheid van mense sien werkplek as 'n plek wat oorleef moet word, eerder as 'n plek wat beleef moet word. En as dit so is, dan kom ek en jy op 'n plek waar dit baie moeilik is om passievol te wees oor 'n Maandag. Daar's hierdie onderskeid wat getref moet word tussen twee gedagtes vir my en vir jou. Die eerste gedagte is, ek het net werk. Jy weet, ek het net hierdie werk, en dit is nou maar wat ek doen, ek betaal die rekeninge, ek probeer oorleef. Ek sê nie, moet nie salaris verdien nie, dis nodig dat jy oorleef, maar dit is die perspektief, dis die wegspringblok, ek net oorleef, ek werk vir die naweek, ek kan nie wag vir die naweek nie, en ek weet presies hoeveel daarvoor ek aftree. Baie van julle doen.
Of is die tweede gedagte, ek is geroep. Ek weet God het my hier geplaas in hierdie spasie en hy is besig met iets. Daar is 'n groter doel wat baie groter is, of daar is 'n doel wat baie groter is as my salaris. My vraag is, wat se gedagte voel waar vir jou? Wat hoor jou kinders as jy praat oor jou werk? Kom ek vra dit so. Vanaand as jy in die bed klim, wat hoor jou huweliksmaat as jy hardop dink op 'n Sondagoggend oor jou werk van Maandagoggend? Wat dink jy en wat hoor jy self oor jou eie werk as jy daaroor praat en dink? Daar's hierdie quote wat sê, ons lewe beweeg in die rigting van ons sterkste gedagtes. Jou lewe beweeg in die rigting van jou sterkste gedagtes. Weer eens, repent, for the kingdom of heaven is near. Ek en jy moet anders begin dink, want ons lewe beweeg in die rigting van wat ons dink. Met ander woorde, die manier hoe jy dink oor môreoggend is presies die manier hoe jy daarin gaan stap. Die probleem is, baie keer voel dit of ons stap met 'n Sondag in saam met God en ons stap 'n Maandag in sonder hom. Dit is maklik om God te beleef op 'n Sondag, maar dit is moeilik om jouself te beleef op 'n Maandag. Maar die ding is, wanneer ek in hierdie skrif begin ondersoek, ek begin die skrif bietjie oopbreek, dan kom ons agter God het nooit 'n idee gehad dat ons so skerp lyn moet deurtrek van 'n Maandag tot 'n Sondag nie. 1 Korintiërs 10 vers 31 of 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Kolossense 3 vers 17, en wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus. En dank God die Vader deur hom. Dis hierdie tema van alles. Jy weet, alles wat ek en jy doen is tot eer van hom. Dis nie alles behalwe jou corporate werk nie. Dis nie alles behalwe dit wat jy doen van Maandag tot Vrydag nie. Alles wat ek en jy doen moet tot eer van hom wees. So as ons praat van Matteus 5 vers 13 tot 16 en sê al die werke wat ek en jy doen moet God verheerlik, dan beteken dit alles. Die werk wat ek en jy doen op 'n Sondag, die goeie goed wat ons doen deur die week, maar ook die werk wat ons doen van Maandag tot Vrydag. As mens die Bybel lekker begin oopbreek, dan kry mens hierdie woord avoda. Dis hierdie ou antieke Griekse Hebreëse woord wat in een woord 3 verskillende woorde saamvat. Dit beteken terselfdertyd work, worship en service. In Afrikaans en Engels het ons 3 verskillende definisies vir hierdie 3 verskillende konsepte, maar in Hebreëus is dit een hart, dis een woord, dis een lewe, dis een identiteit, dis een manier van dink. Genesis 2 vers 15, die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk, om dit te avoda en om op te pas. Ek wil hier op Babbels kom bars vanoggend. Baie keer dink ons werk is deel van die sondeval. Jy weet, as gevolg van dit wat Adam en Eva gedoen het, moet ons ook nou werk. Hoe swangerskap erger begin word het vanaf die sondeval, so moet ons ook nou werk. Nee, glad nie. Werk is al lankal deel van God se blessing oor ons lewe, ver voor dit wat aan Adam en Eva kom doen het in die tyd. Dit was inteendeel een van die eerste opdragte van God, dat ons die blessing het van werk. Ek en jy moet anders begin dink oor dit. Eksodus 8 vers 1, daarna sê die Here vir Moses, gaan sê vir Farao, so sê die Here, laat my volk gaan om my te dien, om my te avoda. Joshua 24 vers 15, ons almal ken die skrifvers, ek en my huis, ons sal die Here dien. As ons 'n bietjie gaan lees, ek en my huisgesin sal die Here aanbid. Avoda. Work, worship and service. Dis een woord, een lewe, een identiteit, een manier van leef, een manier van dink. Dan kan ek nie op 'n plek kom en sê, ons goeie werke sal die Here verheerlik, maar dit wat ek doen van Maandag tot Vrydag is nie deel van dit nie. Hoe sal dit lyk as dit wat ek en jy doen van Maandag tot Vrydag deel is van dit wat ek en jy doen op 'n Sondag en ook deel is van dit wat ek en jy doen deur die week in totaliteit, want dit is avoda. Dis die manier hoe ek en jy moet begin dink. God het nooit bedoel dat daar 'n Sondag kornei en 'n Maandag kornei sal wees nie. Jy hoef nie een mens te wees by die kerk en een mens by die Maandag by jou werk te wees nie. Dis moeilik om genoeg om een persoon te wees. Kom ek sal dit so, dieselfde Jesus wat jy aanbid op 'n Sondag, stap saam met jou in die Maandag in. Maar ek wil dit verder vat en sê dieselfde Jesus wat jy aanbid op 'n Sondag is reeds by jou Maandag terwyl jy nog hom aanbid op 'n Sondag. Amen.
Psalm 139 sê, hy is reeds daar waarna toe ek en jy op pad is. Repent. Dink anders op dit wat jy doen deur die week. En wanneer jy dit begin sien, dan verander ek en ons perspektief oor ons daaglikse take, jou perspektief oor admin verander, jou perspektief oor daai meeting verander, wat ook al dit mag wees, want dit kom op 'n plek wat jy nie sê, wat kry ek uit hierdie werk uit nie, maar dit is, Here, wat wil jy kom doen deur die werk? Terselfdertyd is dit met kerk ook 'n realiteit. Eers om te sê, Here, wat wil jy kom doen vir my in die kerk? Wat kan ek leer by die kerk om weg te beweeg van daar af en kom sê, Here, wat wil jy kom doen deur my in hierdie spasie? En dan gebeur goed soos 'n nuwe kids bediening. Dan gebeur goed soos die Worskeer waar mense restaurasie beleef. Matteus 5 vers 13 tot 16. Julle is die sout van die aarde en ons almal ken hierdie, maar dit is my so fascinerend dat ek dit op 'n ander perspektief kom voorberei of wat die Here in my hart kom losmaak het soos wat ek voorberei het vir hierdie. Ons almal weet ons gee sout sodat iets anders kan beter proe, maar jy gee nie sout sodat sout by is. Jy sit nie sout by 'n ander kos sodat die sout lekkerder proe nie. Net met die perspektief, die sout is nie daar vir self nie. Net so kan ek en jy in die werkplek instap sodat jy net kan oorleef, sodat jy net kan salaris kan verdien nie, maar eerder op 'n plek kan kom waar jy sê, maar Here, hoe kan ek deur hierdie spasie jou teenwoordigheid en jou smaak kan kom neersit in hierdie spasie. Selfs met lig, 'n kers of 'n lig gaan nie aan sodat die lig beter kan sien nie. 'n Lig gaan aan sodat ander mense beter kan sien. My vraag is, hoeveel mense wat môre saam met jou in die werkplek instap, het daai lig en daai sout nodig? Hoeveel mense is desperaat vir hoop? Hoeveel mense is desperaat vir healing in jou werkplek? Hoeveel mense beleef hierdie corporate burn-out, hierdie pressure? Mense wat op 'n plek voel waar hulle net nie meer moed het om aan te gaan nie, en juis het jy hierdie geleentheid om in 'n spasie in te kan stap en 'n verskil te kan maak. Dalk, net dalk, dink bietjie anders. Dalk is jou werkplek baie meer heilig as wat jy besef. Jou werkplek is baie meer heilig as wat jy besef. Jou kantoor is nie 'n plek waar jy geld maak sodat jy kan oorleef nie, dis 'n plek waar God jou doelbewus geplant het. Dis goddelike geleenthede. Dis 'n plek waar God reeds werk, nog voor jy daar begin werk het. Ek en jy moet anders begin dink. Vir jou storie vertel, net om 'n bietjie ore te kom vat, storie van Lego, net hierdie klein plastiek blokkie. Dis so interessant, hulle maak 36 biljoen blokkies 'n jaar. En dit is omtrent 68,000 blokkies per minuut. En dis interessant, ek weet nie hoe nie, maar hulle weet, dit vat 40 biljoen blokkies om te bou vanaf die aarde tot by die maan. Ek weet nie wie gaan dit doen nie, maar hulle weet dit. Maar dit is miljoene blokkies wat wêreldwyd deur kinders gespeel word, en dit is miljoene blokkies wat wêreldwyd deur ouers opgetrap word. So 'n interessante storie, Gideon is ongelooflik lief vir Lego bou. Hy hou homself baie besig met dit, en eendag is ons een vertrek in die huis is net vol Lego blokkies, en ons is geïrriteerd dat elke keer daar deurstap, trap ons op dit, en ons hou aan om vir hom te sê en te vra, tel dit net asseblief op, en hy doen nie, en die volgende oomblik, maar ons skree, wat gebeur in daai huis? Toe weet ons, hy het op een getrap. Baie vinnig, toe tel hy alles op. So daar's 'n freebie vir ouers, as julle sukkel om julle kinders te kry om op te ruim, gooi net Legos op die vloer. Dit sal vinnig gebeur. Maar die mees fascinerendste deel van Lego is nie die hoeveelheid blokkies wat hulle maak eintlik nie. Die fascinerende storie van Lego is die feit dat Lego amper bankrot was. Lego, so wêreldbekend wat ons hulle ken, het amper nie meer bestaan nie. Die rede vir dit is, hulle het op 'n plek gekom in 'n krisistyd waar leierskap bymekaar moes kom en die vraag vra, hoorie, maar hoekom bestaan ons? Wat doen ons regtig? Wat is ons daaglikse purpose? En hulle het in hierdie prentjie het hulle agtergekom, in hierdie gesprekke agtergekom, hulle het op 'n plek gekom waar hulle eintlik net die hele tyd sê, maar ons verkoop speelgoed. Ons maak hierdie blokkies en dit is wat ons doen. Dit is wat die kinders dalk wil hê, maar dit is die totaliteit van ons storie. Kom al agter, kom ons dink bietjie anders oor hierdie. Die hart van Lego was nog nooit om speelgoed te gemaak het nie. Die hart van Lego was altyd vir kinders om hulle te help bou.
om kinders te help ontdek, om kinders te help verbeel, om kinders te help skep en droom. Dis die verskil wat hulle begin doen het, begin dink jy daar. So die blokkies wat ek wil hê moet hoor is, die blokkies het nie verander nie. Die blokkies het nie verander nie, maar die manier hoe hulle dit verstaan het verander. En toe dit gebeur, het die toekoms van die maatskappy verander. Die blokkies het nie verander nie, maar die manier hoe hulle dink het begin verander. Hoekom vertel ek vir hierdie storie is want ek wil hê jy moet besef, as jy begin anders dink, kan die toekoms verander. Jou werk verander nie noodwendig nie. Maar jou hart en jou verstaan, die manier hoe jy dink oor jou werk, het groter verandering in die toekoms as wat jy net sê hier is wat ek doen. Ek dink as mense hierdie Lego storie hoor, dan dink ek hoe baie keer is dit ons storie. Want jy sit met hierdie los blokkies by jou werk, hierdie los blokkies van e-mails, hierdie los blokkies van admin, hierdie los blokkies van deadlines, hierdie los blokkies van Excel spreadsheets, hierdie los blokkies van hospitaalbeddens, hierdie los blokkies van spasies van Corneille. Ek kan nie oor die Here praat in hierdie spasie by my werk nie. Los blokkies van begrotings, los blokkies van vergaderings wat eintlik 'n e-mail kon gewees het. My vraag is, wat as dit nie die totaliteit van die storie is nie? Wat as jy net begin anders dink oor jou werk? Ek vertrou die Here vir transformasie. Hier is woorde wat ek kan gee, maar dit is net hy wat transformasie kan bring. Dit is net hy wat jou kan kry om anders te begin dink oor dit. Wat as jy begin anders dink oor dit wat hy kom doen in jou, gaan dit anders lyk deur jou. Wat as dit nie net hierdie los blokkie is nie, maar wat is dit iets is wat God besig is om meer te bou? Ek wil weer vir 'n oomblik stil staan by die worskeer. Dis 'n klein blokkie. Dis 'n klein blokkie in koninkryk. Dis 'n klein blokkie wat iemand sê, hoorie maar, ek is hierdeur en ek weet ek het healing beleef en ek weet deur hierdie blokkie wat ek kan neersit, kan ander mense dit ook beleef. Deur een persoon wat ja sê vir Here, maar as jy dit vir my kon doen, kan jy dit vir ander mense ook doen. Daar's 24 mense of 18 mense, 16 mense wat tans die middag bymekaar kom vir die worskeer. 16 mense wat tans bymekaar kom in 'n behoefte vir restaurasie en healing. Sover dat dit op hulle online ook begin en daar's 8 verskillende mense wat online bymekaar kom reg oor die land. Net konteks, gewoonlik as die worskeer begin is dit 7, tussen 5 en 7 mense. Dis een persoon wat ja sê vir koninkryk, Here, daar's healing, daar's vestiging van restaurasie wat kan gebeur in spasies. Dis een boublokkie wat 'n span saam bou en iets ongeloofliks begin gebeur. Dalk sit jy volgende en jy weet nie wat is al die los blokkies nie. Jy sien net hierdie werk, jy weet nie wat se purpose nie, jy weet nie wat die Here kom doen deur jou nie. Jy uitnooi na hierdie toe. Ons gaan dit op die WhatsApp groep nastuur. Maar dit is 'n oggend kursus, amper hierdie workshop wat ons jou help om jou gawes te kan ontdek, waar ons jou kan bemagtig om uit te figure wat is dit wat die Here wil kom doen deur jou. As jy nie weet wat is jou purpose, wat hy wil kom doen deur jou nie, asseblief kan ons jou help en kan ons jou bemagtig vir dit. Johannes 15 vers 16. I have chosen you and I have appointed you, I have planted you, that you might go and bear fruit and keep on bearing, and that your fruit may be lasting, that it may remain abide. Dis net so mooi, dis weer van bly in my. Sien wat ek sien, moenie fokus op dit wat jy sien nie. Fokus dit wat ek sien. Hoe sien God jou werk teenoor hoe sien jy jou werk? So that whatever you ask the Father in my name, as representing all that I am, He may give it to you. Maar dit is vir my so mooi, party vertalings praat van, I have commissioned you. Koninkryk. Ons hier 'n prentjie van koninkryk, waar ek en jy gecommissioned is in 'n spasie van 'n liggaam en kerk, waar ons saam met mense rondom ons kan droom oor restaurasie en lewe in mense se huis en mense se werkplekke spesifiek, maar ook in hierdie stad,
sodat jy jou rol kan inneem in koninkryk, jou rol kan inneem in die liggaam van Christus, maar terselfdertyd dat jy weet, hoorie, maar omdat ek anders dink, omdat ek 'n ander invalshoek het, omdat ek weet God wil kom iets groter kom doen deur my as dit wat ek sien, vat ek my rol in my werkplek in, ek serve my span en omdat ek koninkryk fokus het, weet ek gaan my beste vir die company gee. En ek funksioneer onder hom. Dis my gesprek vanoggend. Hoe sal dit lyk as jy net begin anders dink? Jou werk verander nie, maar die manier hoe jy dink is anders. En mag ons lewe beweeg in die rigting van die sterkste, mooiste gedagtes van dit wat God wil kom doen deur ons. Amen. Kom ek bid. Here, dankie vir vanoggend, Here. Ek bid vir metanoia vanoggend in mense se lewens, Here. Repent, Here, 'n ander manier van dink oor elke liewe spasie waar hulle self bevind, Here. Metanoia by mense se huwelike, metanoia by mense se verhoudings, metanoia by mense se werkplekke, metanoia by mense se huise. Maar ook 'n metanoia as ons kyk na die groter stad, Here. Wat U kom doen in ons en deur ons, Here. Ek bid vir 'n metanoia vir mense spesifiek in Dr. Dale Linden om te sê, Here, maar wat wil jy kom doen in ons en deur hierdie kerk? Ek bid, Here, soos wat Paulus sê, Here, mens kan wyse woorde gee, mens kan mooi motiverings gee, maar dit is net deur die krag van die Heilige Gees wat mense hom kan ontmoet. En ek bid vanoggend vir daai transformasie, Here. Transformasie wat net U kan kom bring in mense se gedagteswêreld. Gedagtes oor sondes, Here. Ander manier kom dink oor dit wat U kom doen het aan die kruis en die graf vir ons lewens, Here. Here, dankie dat ons in 'n spasie kan wees saam met mense wat saam anders dink. En Here, kan ons net begin dink oor hoe kan transformasie gebeur in ons spasies en die spasies waarna ons gaan as ons saam begin anders dink. Want ons is geroep vir koninkryk. Ons is aangestel in koninkryk, nie in die wêreld nie. Maar mag ons koninkryk sien gebeur al hoe meer in die spasies waar ons is. Amen. Amen. Ek wil jou uitnooi, as jy volgende hierso is en jy sê, Corneille, my werk is my werk en ek kan dit nie anders sien nie, of daar's 'n spasie waar jy graag gebed nodig het, ons het 'n gebedspan wat jou graag hier wil ontmoet, om graag saam met jou te bid. As jy meer vrae het oor ons, oor dalk wil deel word, asseblief ontmoet ons hier buite by Starting Point, sal graag saam met jou daarso gesels. Hier's lekker koffie buite, hier's lekker community hier buite, en ek wil ook vra asseblief vir jou nagmaalkelkie, sit dit net op die tafels neer sodat jy uitstap, dit help vir die tweede diens net bietjie makliker. Amen. Amen. Cheers. Could ever